Goeiemôre op hierdie dag, 3 Desember, kan jy glo, ons is in die laaste maand van 2025. My naam is Estie Geldenhuys en dit is 'n groot voorreg om vanoggend weer hier in die tuin te kan staan. En hier voor my, ek het al van tevore melding gemaak van die plekkie wat ek nou net besluit het is die lekkerste om hierdie opnames te maak. Hier voor my is 'n bedding vol Shasta daisies met vreeslik baie knoppe aan. En met die reën wat so los is hier in Pretoria, is daar vele van hierdie blomknoppe wat elkeen so 'n pragtige druppel water het, wat so aan hulle hang. En dit is net die oorvloed, die baldadigheid en die belofte van die water, is net vir my so 'n seën om hier voor my te aanskou. Maar ek groet jou in hierdie wonderlike dag, die 3 Desember, kan jy glo, en mag ons Vader regtig vir ons vooruitgaan in hierdie studie wat ons op die oomblik mee besig is van die psalms. Ek het geen idee of ons deur al 150 gaan werk nie, maar ons Vader weet. En ek wil net eers sê, dankie Vader, dat ons vandag kan kyk na Psalm 2. In die naam van Yeshua, Vader, bid ek dat U vir ons hierin sal oopbreek. Vader, ek bid dat U self sal oopbreek dinge waarna ek nie eers verwys nie. Mag U vir elkeen van ons regtig aanspreek vandag uit hierdie Psalm. Ons het 'n verwagting in U, Vader. En ons eer U daarvoor. Halleluja, amen. Die opskrif in my Bybel vir hierdie Psalm, Psalm 2, lees as volg: stryd en oorwinning van die Messias. Kom ons lees. Waarom woel die nasies en bedink die volke nietige dinge? Die konings van die aarde staan gereed, en die vorste hou saam raad teen die Here en teen sy gesalfde. Is dit nie tekenend van wat ook op die oomblik in Israel gebeur nie? Vers 3. Laat ons hulle bande stikkend ruk en hulle toue van ons afwerp. Maar hy wat in die hemel woon lag, die Here spot met hulle. Dan sal hy hulle aanspreek in sy toorn en in sy grimmigheid sal hy hulle verskrik. Ek tog het my koning gesalf oor Sion, my heilige berg. Ek wil vertel van die besluit. Die Here het aan my gesê, U is my seun. Vandag het ek U self gegenereer. Eis van my. Dit is vers 8. Eis van my. En ek wil nasies gee as U erfdeel en die eindes van die aarde as U besitting. U sal hulle verpletter met 'n ysterstaf. U sal hulle stikkend slaan soos 'n erdepot. Wees dan 'n verstandig, o konings. Laat julle waarsku, o regters van die aarde. Dien die Here met vrees en juig met bewing. Vers 12. Kus die seun, dat hy nie toornig word en julle op die weg vergaan nie, want gou kan sy toorn ontvlam. Welgeluksalig is almal wat by hom skuil. Wie is dit wat alles van die ganse mensdom weet? Weet ons met wie ons te maak het? Het die mensdom ontzag vir hierdie almagtige Skepper God? Hier is 2 dinge wat ek graag wil uitlig. In die eerste plek, die nasies en volke kan bedink wat hulle wil. Luister weer na die vraag: waarom woel die nasies en bedink volke nietige dinge? Verstaan die mensdom nie. Daar's net een lewende God, en hy is tot alles in staat. Een nasie staan teen 'n ander op, maar ons Skepper God se planne staan vas. Van die begin tot die einde. Elkeen wat dit wil waag om hom aan te vat of uit te daag, sal tweede kom. Kyk na vers 9. U sal hulle
verpletter met 'n ysterstaf, stukkend slaan soos 'n erdepot. Daarom moet ek en jy ook die aanbeveling aangryp, dien die Here met vrees en bewing, kus die seun, dat hy nie toornig word op julle, en julle op die weg vergaan, want gou kan sy toorn ontvlam. Wel geluksalig is almal wat by hom skuil. En weet jy, as jy mooi gaan dink, hierdie dien die Here met vrees en bewing, dit is 'n waarskuwing teen enige een wat met God omgaan deur rituele. Hoorie so, ek is nie nou, ek gryp nie nou na halms nie. Elkeen van ons kan verval daarin, dat ons stilte tyd en ons gesprek met ons Vader, dat ons dit altyd op dieselfde manier, is ons werklik besig met 'n lewende verhouding. En ons moenie vers 8 se aanbod miskyk nie. Eis van my, en ek wil nasies gee, as u erfdeel, en die eindes van die aarde, as u besitting. Wat is dit wat ek en jy van ons Skepper God kan eis? Ek dink nie die bedoeling hier dui op enigiets persoonlik nie. Nie binne die konteks van hierdie psalm nie, maar waar staan ek en jy ten opsigte van voorbeding vir hulle wat hom steeds nie ken nie? Waar staan ons ten opsigte van die uitleef van die lewe in Christus? Dis een ding om te verstaan dat dit 'n werklikheid is, selfs om te verstaan hoe dit werk. Maar dan steeds die vraag, is ek en jy besig om lewe in Christus uit te leef, waar ons ook al gaan? Ook in die poskantoor se tou, of wanneer iemand aandruk, dat ek dadelik hand bysit met iets waarvan ek nie eens reg weet nie. Is ons altyd beskikbaar om eenvoudig uit te reik? Getuig my en jou se lewe daarvan, dat ons deel is van hierdie wolk van getuies, wat die Here dien met vrees, en wat juig met bewing. Vader, leer ons asseblief hoe gemaak om u waaragtig te dien met vrees en oor u te juig met bewing. En Vader, ons weet dat ons almal uniek is. Leer ons om nie ander te probeer naap nie, maar dat elkeen van ons in u ons eie uitleef van 'n lewe van oorwinning in u sal ontdek, en leer ons dan hoe om dit uit te leef, ook as 'n getuie vir wie u is. Dit vra ons in die naam van Yeshua. Amen.